Goeiemôre geliefdes, baie welkom by vanoggend se boodskap. My naam is Quintus Skols, leraar van NG Oudtshoorn Park. Dit is my baie lekker om saam met julle te wees. Hartlik welkom aan Heartbeat FM luisteraars. Daar waar jy is, daar waar jy dalk op die TV kyk of op YouTube, baie welkom. Mag die Here aan die woord kom vanoggend. Ons staan stil by 'n boodskap vanoggend oor verootmoediging, maar verootmoedig met hoop. En dis die tema ook vanoggend vir die prediking. Mag die Here aan die woord kom. Ek is net 'n stofmens. Ek bely wel Jesus Christus as my verlosser en saligmaker. Maar voordat ons nou uit die woord uit lees, voordat ek 'n paar woorde gaan sê ook oor hierdie woorde verootmoedig, kom ons bid saam en vra dat die Here aan die woord kom. Net daar waar jy is, bid saam met my. Heilig en heilig, heilig is U, Here God, aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid. Here, dankie dat ons kan saam wees vanoggend. Dankie vir elke kyker en luisteraar, en dankie dat ons nou vanoggend kan weet, Here, dat U net daar waar ons is, ons ontmoet, en dat U met ons praat uit U woord uit. Ons begin hierdie jaar op die regte manier, want ons wil verootmoedig, Here, ons is afhanklik, nederig en nietig, en ons kom breek oop soos 'n granaat voor U vanoggend, en vra, Here, laat U wil geskied, dat U ons aan die hand sal vat, en Here, dat U ons sal toevou met U arms van genade en liefde. Here, dankie dat ons uit die woord uit kan lees. Wat 'n voorreg, en dankie vir al die kykers en luisteraars en al die terugvoer wat ons kry, net met die wete, Here, die woord kom uit daar buite en hy raak mense en die Heilige Gees is besig om in mense se harte te werk. Dankie, Here. Dankie vir U genade en vir U liefde, en dankie dat ons nou uit die woord uit kan preek. In Jesus naam, amen. Ek praat so vanoggend oor hierdie tema verootmoedig met hoop. Die skole het weer begin, as ek so kyk na die graad eentjies en die opwinding en die ouers en hulle opwinding en ook die graad 8's. En al die skole wat begin het, gaan ons vanoggend verootmoedig en vir ons skole bid, maar ek wil ook dat ons verootmoedig en dat ons vir reën bid. Hier in die Klein Karoo, en die Karoo is dit maar droog, en ons bly afhanklik en nederig en nietig. Ek sien ander dele van die land waar daar weer baie waters is, en waar daar oorstromings is, maar hier by ons is dit baie droog, hier in die Klein Karoo en in die Garden Route. So ons bid in die Kaap werklik vir reën. Ons gaan ook vanoggend stil raak en net sê, Here, sien ons harte raak. U is die almagtige God, vir klein en vir groot. Ek wil vir onderwysers vanoggend in die skoot van die Here kom tel, vir kinders, vir ouers. En ons wil, en juis in hierdie diens wil ons boerderygemeenskap voorkom bid, en ons wil ons besighede hier in Oudtshoorn spesifiek, wil ons in die Here se skoot tel en vra, Here, seën ons hierdie jaar, vat ons aan die hand en stap met ons die toekoms in, tree vir tree, elke millisekonde. Ons kom nie vanoggend na 'n boodskap luister omdat ons perfekte mense is nie, maar omdat God getrou is, en hy is getrou selfs wanneer ek en jy struikel. En daarom gaan ons vanoggend so stil staan en ook uit die woord uit weer lees en sê, Vader, hier is ek kom slaan op my eie bors vanoggend, wees my sondaar genadig. Ek lees 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk oor wie my naam uitgeroep is, toon berou en bid en vra na my wil, en draai terug van hulle bose weë af, sal ek luister uit die hemel en hulle sonde vergewe en hulle land herstel. Dis 2 Kronieke 7 vers 14, ons verootmoedig met hoop vanoggend. Eerstens hoor ek, en my volk, dis God se volk, ons moet berou toon en bid en dat die Here se wil vra. Dis baie belangrik om eerstens te verootmoedig, pragtige Afrikaanse woord om te sê, ek kniel voor die Here se aangesig, ek kom en ek breek oop met alles in my binneste voor hom, ek
toon berou oor wie ek is, van waar ek kom, wat ek gedoen het, waarmee ek besig is in my woorde, my dade, my gedagtes. Here, ek kom vanoggend met 'n absolute berou en ek bid tot die Here. Ek is in 'n geloofsverhouding met God. Ek staan in verhouding met God. Maar dan staan daar ook en ek draai terug. Ek draai terug na God toe van my bose weë af. So ons gaan doen 'n introspeksie en sê maar, waar het ek teen God gesondig? Waar het ek dinge gesê, gedink en gedoen wat ek nie moes nie? Waar was ek met verkeerde dinge besig gewees? En dan die wonderlike wat ek hoor is hoe God is. God luister. En ek wil vanoggend dit vir jou kom sê, dalk voel dit vir jou baie keer of God nie luister na jou nie. En jy voel of jy teen 'n plafon vasbid en jy bid al so lank en jy bid en die wonderlike is dat God gaan antwoord. Hy sê soms ja, hy sê nee, of hy sê wag 'n bietjie, nie nou nie, eers later. Maar God antwoord en ons hoor iets wat ons vanoggend duidelik moet hoor, is God luister. Hy weet hoe jy voel vanoggend. Die God van hemel en aarde. En hy is die een wat sonde vergewe. Hy is die enigste een wat dit kan vergewe. En hy doen dit in sy seun Jesus Christus aan 'n kruishout. En daarom kom ek met 'n berou en ek staan voor die Here en ek erken eers wie is ek. In hierdie verhouding, in hierdie relasie is ek die aanbidder en ek aanbid die almagtige en die heilige God en hy wat sonde vergewe. En meer as dit, hy is die een wat dan herstel bring. God luister, God vergewe, God bring herstel. Niemand anders nie. God bring herstel. En as ek iets verstaan daarvan, is ek absoluut afhanklik van die almagtige God en ek stel myself onder sy heerskappy en ek sê, Here, u wil en u tyd is die beste wil en tyd. Johannes Calvin, ons kerkvader wat sê, ware kennis van God begin by die kennis van onsself. En ware kennis van onsself bring ons tot nederigheid. Ek het so vir ons mannebediening in die week, hier woensdagoggend rond, het ek 'n hele ding oor nederigheid gestuur. En laat ons oor nederigheid moet gesels is inderdaad so, want ek en jy kan nie so selfvoldaan en trots en eie ek en ek weet die beste en ek sal altyd as daai ek beginsel. Ons moet afklim van daai perde af en ons moet nederig kom kniel voor die Here. Kom ons hou op om daai arrogansie te hê, geestelike hoogmoed partykeer. Kom ons kom kniel net voor die Here en erken eerlik ons afhanklikheid. Verootmoediging is ook nie vanoggend selfverwyd nie. Vriende, luister mooi. Ons is nie met verwyte besig vanoggend nie. Maar ons is eerlik afhanklik en sê ek het God nodig. Ek kan nie op my eie nie. Ek het waarlik vanoggend God nodig. Waarlik in my lewe kan ek nie sonder God nie. Ek en jy beheer natuurlik mos nie die reën nie. Ek en jy beheer natuurlik mos nie die toekoms nie. Ek en jy beheer nie die wêreld nie. Maar ons het God nodig. Ons het God nodig. God regeer en hy is in beheer. Wie regeer? Wie is in beheer? Hy is my leidsman. Hy is my Here, laat u wil in my lewe geskied. As ons dink aan ons skole en ons dink aan ons kinders, hierdie skooljaar het begin, universiteite begin nou, ons sê, Here, ek weet nie alles nie, maar u weet. Ons bid dit, ons weet nie alles wat die jaar inhou vir ons kinders nie, maar Here, ons kinders behoort aan u. Ons volwassenes ook, ons ouers ook, ons voogte ook. Ons aanbid u. As ons verootmoedig, dan kom bid ons vir reën vanoggend en ons sê, Here, u weet hoe dit gaan. U weet hoe lyk ons velde, u weet hoe gaan dit in die boerdery en die lande. Here, ons bid vanoggend vir fisiese reën, maar meer as dit bid ons ook vir geestelike reën in mense se harte. Die bekende Dallas Willard skryf,
Humility is not thinking less of yourself, but thinking of yourself less. It's not thinking less of yourself. Het gaan nie oor jou selfbeeld wat swak moet wees nie. Nederigheid beteken dat ons juis in Christus moet wees, but thinking of yourself less. Dat jy nie hierdie hoogmoed sal hê van ek het hierdie bravade en kyk wie is ek, wat het ek bereik nie, my prestasie staan tog so uit. As ons vanoggend verootmoedig, moet ons eers eerlik erken, ek het God nodig. En vriende, dan moet jy gaan afvra, wat is die gode in jou lewe? Wat het God se plek begin inneem? Wat vat jou tyd? Waar spandeer jy die meeste tyd? Wat is in jou gedagtes? Wat is in jou woorde? Wat kom uit? Wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Ek wil 'n tweede punt vanoggend aanraak. Ons verootmoedig, maar daar is ook 'n stuk dankbaarheid aan ons. Ons is in 'n nuwe jaar, 2026, en ons erken dat God goed is. Ons erken dat God goed is altyd. 1 Tessalonisense 5 vers 18 sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Dis 'n moeilike vers. Wanneer dit sleg gaan met ons, is dit vir ons moeilik om te sê, maar waarvoor kan ek dankbaar wees? Dan is daar altyd iets waarvoor ons kan dankbaar wees, kos of klere, dak oor ons kop, 'n kind, iemand wat gesond is. Jy haal asem, jy luister na die boodskap. Daar's dalk iets, net een ding, waarvoor jy vanoggend kan dankie ook sê. Ons kom vra van die Here, ons verootmoedig, maar ek wil ook hê ons moet dankie sê vanoggend. Dankie vir sy genade, wat ons gedra het tot hier toe. Dankbaarheid is nie net 'n gevoel vanoggend nie, dis nie konatief nie, maar dis 'n leefhouding. Dit is hoe ek elke dag gaan leef. Die Heidelbergse Katekismus kom sê dit vir ons so mooi, 'n Christelike lewe wat antwoord, die dankbaarheid antwoord op God se genade. Ek leef 'n dankbaarheidslewe want ek antwoord op die Here se genade vir my. Ons sê ons is dankbaar, nie omdat alles reg is in my lewe nie, maar ek is dankbaar omdat God teenwoordig is in my lewe. Verstaan ons nou dankbaarheid? Ja, ons is dankbaar dat daar skole is. Ons is dankbaar dat ons vrylik godsdiens kan beoefen in hierdie land van ons, Suid-Afrika, dat die Here onderwysers geroep het, dat hy kinders in sekere skole gesit het, dat ons kan lag en leer. Ons is dankbaar vir die skole en ons onderwys. Ons is dankbaar vir ons besighede hier in Oudtshoorn en ons is dankbaar vir ons boere. Daar is soveel waarvoor ons dankbaar is. Die bekende N.T. Wright sê so mooi, gratitude is the engine of Christian hope. Gratitude is the engine of Christian hope. As ek aan hoop dink, dan begin ek by dankbaarheid. En as ek hoop het, gaan ek ook as 'n dankbare mens leef, want ek weet hoe die toekoms lyk. My toekoms is in Christus. Ek het nou gepraat oor verootmoedig. Ons buig vanoggend en ons bid en ons vra en smeek, Here, wees met ons kinders, wees met ons ouers, wees met ons geliefdes. Maar Here, ons bid ook vir reën vanoggend. En dan meer as dit, kom ons ook dankbaar. Want ons het iets om voor dankie te sê vanoggend. Maar dan in die derde plek wil ek praat oor hoop. Het jy hoop vir 2026? Wat is jou hoop? Ons vertrou God vir die dag van môre. Ek help nie, ek bekommer my oor die dag van môre nie. Wat sal dit tog help? Maar as ons in God is, as ons God vertrou vir die dag van môre, hoop is nie vir my wensdenkery nie. Ek het hoop, want ek het beloftes in die woord van God. Ek het hoop, want God het 'n verbond gesluit. Ek het hoop, want Christus Jesus is my toekoms. Hy is die weg en die waarheid en die lewe, en ek is in Christus. Ek het nie vanoggend hoop, omdat die wêreld vir my so 'n veilige plek is nie.
Die wêreld is 10-10-1 nie so veilige plek nie. Ek het hoop omdat Christus my Here is, omdat hy reeds aan die kruishout gesterf het en opgestaan het, die sonde en die dood oorwin het, en dit my vanoggend 'n oorwinnaar maak. Dis hoekom ek hoop het. Romeine 8, vers 24 en 25. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. Wat 'n mens al sien, hoop jy tog nie meer nie. Wie hoop nog op wat hy reeds sien? Maar as ons hoop op wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. Twee goed wat ons moet hoor. Ons is immers gered, en ons het nou hierdie hoop. As dit nie vir Jesus was nie, het ek geen hoop nie. Omdat Jesus gesterf het, het ek hoop. Hy het opgestaan uit die dood uit, die sonde oorwin, die dood oorwin, daar wag 'n ewige lewe. Ons sien ook ons geliefdes, hoeveel van ons het geliefdes verloor in die jaar 2025, en ons het hierdie hoop dat ons mekaar weer sien in hemelse heerlikheid. Maar daar kom ook iets wat Paulus kon vra in Romeine 8, hy vra volharding, so hoop, maar ook volharding. Ons stap hierdie pad in hoop, maar ek volhard in hierdie hoop, want my hoop is Jesus Christus. Ek hoop dat God ons kinders sal bewaar hierdie jaar. Ek hoop dat hy ons as ouers sal wysheid gee. Ek hoop dat hy die onderwysers sal wysheid gee. Ek het 'n hoop dat God die hemel sal oopmaak en dat hy vir ons reën sal gee op sy tyd. Ek het 'n hoop dat God se wil sal geskied in die jaar 2026. N.T. Wright skryf dit so mooi, Christian hope is not about escaping the world, but about God's future arriving in the present. Christian hope is not about escaping the world, but about God's future arriving in the present. Jesus het klaar arriveer. Hy het gesterf, hy het opgestaan. Hy sê ek is by jou al die dae tot die volëinding van die wêreld. Ek en jy leef in die teenwoordigheid van God. Die Heilige Gees is hier met my, langs my, om my, in my, agter my, voor my, neffens my. Hy is God met ons. Hy sal ons nie los in 2026 en daarom het ek vrede. Daarom het ek hoop, en daarom is my hoop geanker in die woord van God en in Jesus Christus. Ek sluit vanoggend af, daar het op 'n stadium 'n seentjie wat saam met sy pa boer, het hulle so gery in die bakkie oor die plaas, en die seun sê, hoor toe sy pa sê, hy gaan begin plant, maar die seentjie sien toe dat dit droog is, en in sy kindereenvoud sê hy vir sy pa, hoekom plant ons sade as daar dan geen reën is nie? Waar gaan ons water kry? En die pa het toe besluit om hierdie kind die antwoord te gee wat hom laat dink het oor die lewe, oor God en geloof. My kind, ons plant nie omdat dit reeds gereën het nie, maar ons plant omdat ons glo dit sal reën. Ons plant omdat ons glo dit sal reën. Gemeente van ons Here Jesus Christus, ons plant vandag gebede. Ons plant vandag ons trane en hartseer en ons vreugdes en voorspoed voor die Here. Ons plant vandag dankbaarheid. Ons plant vandag ons hoop in die opgestane Jesus Christus. Ek kom vandag en ek glo God sal die reën stuur. Ek glo God het ons kinders lief en hy sal hulle beskerm. Ek glo daar's vir ons 'n toekoms, want ek hou vas aan die opgestane Jesus. Amen. Here, ons verootmoedig vanoggend voor U. Maar ons verootmoedig vanoggend, Here, met dankbaarheid, want ons weet, Here, dat U 'n God is wat reeds vir ons gesterf het, Jesus Christus. Dankie. Dankie dat ons weet, ons kan vashou aan U. My hoop is in die opgestane Jesus. En dan het ek hoop vanoggend, Here. Hoop op wat U nog sal doen in 2026.
Here, ek bid dat U ons kinders sal seën, ons skole sal seën, ons land sal seën, maar dat U ook ons droogte gebied sal seën. Ek kom bid dit vanoggend, Here, nie omdat ek iets verdien nie, maar juis omdat ek 'n nederige, afhanklike stofmens is. Seën ons, Here, in die jaar 2026. In die naam van die opgestane Jesus bid ek dit. Amen. Geliefdes, dankie dat julle ingeskakel het vanoggend. Goedheid en guns. Ons kuier weer.